Goeiemôre. Mag die Here ons saam seën op hierdie eerste Sondag van Julie maand waar ons sy woord oordink. Net 2 aankondigings voordat ons begin. Baie dankie aan elkeen wat ons Oplaai Bazaar Vrydag ondersteun het. Dankie aan elkeen wat hard gewerk het om dit moontlik te maak. Ons is die Here dankbaar vir die mooi bedrag van net meer as R30.000 wat geïn is. Teken ook so lank aan dat ons volgende Oplaai Bazaar beplan word vir Vrydag die 7de Augustus. En ons tweede aankondiging, onthou ook dat dankofferkoeverte eerskomende Woensdag die 8de Julie tussen 9:00 en 12:00 die oggend afgegee kan word by die kerkkantoor ingang. Kom ons word nou stil voor die Here met lied 254. Spreek Heer, want u kinders luister. Saam met Augustinus. God van ons lewe, daar kom dae wanneer die laste wat ons dra, ons skouers skaaf en ons neerdruk. Wanneer die pad vorentoe droewig en eindeloos lyk. Die lig vaal, troosteloos en dreigend. Dae wanneer die lied uit ons lewe verdwyn. Wanneer ons hart eensaam is en ons siel moedeloos word. Laat dan u lig skyn op ons pad. Rig ons oë op na die hemele van belofte. Snaar u ons hart vir die lied. Skenk ons die gemeenskap van die heiliges en sterk so ons gees om ook ander wat die pad saam met ons bewandel, te onderskraag tot u eer en verheerliking. Here, seën ook vanoggend die oordeenking van u woord. En ons harte gaan ook in besonder vanoggend uit na hulle wat dierbaar is in die hospitaal het in hierdie dae. En ook na hulle wat dierbaar is deur die dood verloor het die afgelope dae en weke. En ons harte gaan ook uit na elkeen wat eensaam is in hierdie tyd. Dankie dat u ons rots en ons anker bly. Amen. Kom ons loof nou die Here met die bekende lied 464, die eerste en die derde vers. In vers 3 sing ons die woorde, u seun word mens in ons gebroke wêreld. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dit sluit baie mooi aan by die onderwerp van ons oordeenking vanoggend, wat oor hoop handel. Die Here wil vir ons nuwe hoop gee, 'n lewende hoop.
Baie dankie aan Arie Boom wat vir ons voorgegaan het. Ons skriflesing vanoggend is 1 Petrus 1 vers 1 tot 9. Hier in my Bybel is dit op bladsy 307 en ons gaan saam lees vanaf die eerste vers, maar net so ter agtergrond. Die hoofdoel van hierdie eerste brief van Petrus was om die Christene van daardie tyd te bemoedig in tye van swaar kry. Daar word dan ook verwys na hierdie brief van Petrus as een van die heel innigste briewe in die Bybel. Dit is vol van liefde, bemoediging en nederigheid. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ons lees tot sover en ek wil graag vers 3 herhaal as teksvers, vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Nou het ons 'n lewende hoop. Vrydag was die 100ste dag vandat die inperkingstyd begin het. Nie een van ons kon dink dat hierdie jaar 2020 so 'n vreemde wending sou neem nie. Dat dit soveel onsekerheid in ons lewens sou bring nie. Het jy nog hoop vir die toekoms? Het jy nog hoop vir die nuwe normaal wat vir ons voorlê na die tyd van die coronavirus? Die wyse Goethe het by geleentheid gesê, in alle omstandighede is dit beter om te hoop
as om jou aan wanhoop oor te gee. En dan sê hy verder, watter mens kan immers bereken wat moontlik is en wat nie. In alle omstandighede is dit beter om te hoop as om te wanhoop. Om te hoop is inderdaad 'n daad van moed en van positiewe denke. En nou is dit wonderlik dat Petrus vir ons deur ons geleesde gedeelte kom sê dat ons verseker hoop kan hê. En hoe kan dit dan ook anders? Ons moet hoop hê. Hoop die erfenis wat vir ons as kinders van die Here wag. En dit is 'n hoop wat ons perspektief hier op aarde behoort te beïnvloed. Dit is 'n hoop wat die manier waarop ons dink oor al die dinge wat rondom ons gebeur in hierdie grendeltyd behoort te beïnvloed. Ons as kinders van die Here is tog op pad. Ons is op pad na die ewigheid, na die erfenis wat vir ons wag. Soos Petrus hier in vers 1 sê, ons is eintlik maar vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is nie van hier nie. Dit mag dan ook gebeur, soos ons hier in vers 6 lees, dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. As dit gebeur, moet ons egter nie blind staar teen die probleme nie. Ons mag nie hooploos word nie, want dan word 'n mens hopeloos. Ons mag nie hooploos word nie. Ons mag nie hopeloos wees nie, want ons as Christene het 'n getuienis om uit te lewe in ons elke dag se lewens. Die wonder is dat ek en jy kan hoop hê. Ons kan hoop hê, want die Here Jesus het inderdaad opgestaan. Ons het gelees in vers 3, God het ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Jesus het die dood oorwin. Hy het die ewige lewe vir ons moontlik gemaak. Ons kan dit verseker weet. En dit maak ook dat ons met ander oë na ons omstandighede kan kyk. Al ervaar ons soms die lewe soos 'n woestyntog vol ontberings, kan ons staat maak op die beloftes van die Here, op die beloofde erfenis wat vir ons wag. Ek wil afsluit. Het jy nog hoop vir die toekoms nadat die coronavirus ons wêreld getref het? Die Here kom sê vir ons deur Petrus dat Jesus se opstanding vir ons 'n lewende hoop gee. Hoop op die erfenis wat daar vir ons wag. Daar word vertel van 'n Poolse Jood in die Tweede Wêreldoorlog wat in die Warskau ghetto onder haglike omstandighede die volgende gesê het. Hy het gesê, ek glo in die son, al skyn dit nie vandag nie. Ek glo in die liefde, al sien ek so min daarvan. Ek glo in God, ook nou dat ek sukkel om sy stem te hoor. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. Mag jy in hierdie onseker grendeltyd waarin ons lewe bly glo, bly hoop en bly lief hê.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons te midde van hierdie onseker en deurmekaar tyd waarin ons lewe 'n lewende hoop kan hê. Hoop op die erfenis van 'n ewige lewe. Help vir ons elkeen om geloof, hoop en liefde te bly uitlewe van dag tot dag. In Jesus naam. Amen. Ons slotlied is lied 588, die eerste 2 verse. Kom ons luister ook na hierdie besondere woorde. Ontvang nou die seën van die Here en gaan hierdie nuwe week met sy vrede binne. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.